Besef ons werklik Yeshua se goddelikheid en mag, deel 2. Ons het in die vorige video gesien dat Elohim die Vader, die Seun Elohim noem, en dat die een Elohim die ander Elohim gesalf het as koning oor ons. As jy nie die vorige video gesien het nie, gaan kyk asseblief dat u op hoogte sal wees van hierdie reeks. En so was die Seun verhef bo alles, en alles, let wel, in die hemel en op die aarde was aan hom gegee gewees. En soos ons gesien het, was die Elohim Vader aan die woord hier in Hebreërs 1. En hy noem Yeshua Here, of met ander woorde Yahweh, of dalk nog meester. En hy sê Yeshua het die aarde gegrondves in die begin. Nou ons weet dat die lig op die eerste dag geskape was. Dit wil sê Yeshua, die lig wat op die eerste dag geskape was. En weet julle dat die eerstelingsfees van die begin van die skepping af gevier was in die hemele? Jubileum 6 vers 18. Interessant, nee? Wie is Vader se eersteling? Yeshua, dit wil sê, Yeshua Messias is gister, vandag dieselfde, tot in ewigheid. Dis was Yeshua van die begin af al daar gewees, en hy was al van die eerste dag vereer, en fees was vir hom gevier gewees. Dink gou mooi hieroor. Oor wie gaan al die feeste in Levitikus 23? Dit laat die mens nogal bietjie dink. En Elohim, die Vader, sê ook self hierso in Hebreërs 1 vers 12, maar u is dieselfde en u jare het geen einde nie. Weer eens 'n verwysing na Hebreërs 13 vers 8, dat daar geen einde aan Yeshua is nie. Dit wil sê Yeshua is die begin en die einde. En wat noem Openbaring hom nou nog? Openbaring 1 vers 8, wie praat hierso? Hy sê ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here of die Yahweh of meester natuurlik. Maar daar is mos Peter met die titels, so ons word warm met hierdie baltitels. Wat is en wat was en wat kom? Net wel die Almagtige. Almagtige? Nou wie sê hulle is die begin en die einde? Yahweh in die Ou Testament, soos ons hier kan sien in Jesaja. Maar Yeshua is mos nou dieselfde gister en vandag en tot in ewigheid. Kan dit nou dan 'n ander Elohim wees in die Ou Testament en in die Nuwe Testament? Nee, Yeshua of Yahweh verander nie. Dit is dieselfde een met wie ons 'n verbond het. Jesaja 44 vers 6. Yahweh is die eerste en die laaste en daar is geen ander Elohim nie. Nou so sê Yahweh die koning van Israel en sy verlosser. Nou kom ons dink 'n bietjie mooi, wie is ons koning en wie is ons verlosser? Yeshua. Maar hier sien ons dat dit ook Yahweh is. Yahweh van die leerskare. Ek is die eerste, ek is die laaste, en buiten my is daar geen Elohim nie. Nou let wel, Yahweh van die leerskare, dit wil sê die leerskare is engele. Nou wie is in beheer van die engele en vir wie moet die engele aanbid of dien? Vir Yeshua, soos ons gesien het in Hebreërs 1. En kyk wie stuur Yeshua uit. Let wel, hier in Openbaring 22 vers 16, dit is sy engele. Hy is mos in beheer oor alles in die hemel en op die aarde en onder die aarde. Nou so ook hier in Matteus 24 vers 31. En hy, dit wil sê Yeshua, sal sy engele uitstuur. Wie se engele? Yeshua se engele. Met harde trompet geluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. Kan ek nou nog skrif daarvoor aanhaal? Almal weet Yeshua gaan koning wees, korrek? Kyk wat sê die skrif. Let wel die skrif, wie is die koning? Let wel hier Openbaring 15 vers 3, sing hulle die lied van die lam en hulle sê hierso, groot en wonderlik is u werke, Here God, of dit sê Yahweh Elohim. Almagtige, regverdig en waaragtig is hy weer. Let wel, o koning van die heiliges. Wie is koning van die heiliges? Wie word oor die heiliges aangestel? Nou wat het die almagtige Vader gedoen aan die een wat geregtigheid liefhet? Hy het hom as koning gesalf vir, let wel, die heiliges. En so word Yeshua ook almagtig genoem, let wel, die Alef en die Taf. Weereens is die Seun verhef nog bo die engele en hierdie Seun sit aan die regterhand van die Vader. Maar baie sal sê, Vader se Seun is Israel wat hy uitverkies het. En soos Yeshua gesê het, sal ons saam met hom sit en die stamme van die huis van Israel oordeel.
Maar weet ons werklik wie Yeshua is? En watter Vader hom gegee het? Nou kom ons kyk 'n bietjie mooi wat sê die boek van Henog oor die skepping en die lig. Dit wil sê die seun wat op die eerste dag geskape was. Openbaring van Henog 11 vers 8. En Adoil het opgekom geweldig in grootte. En ek het hom aanskou en kyk, hy het die groot eon, dit wil sê 'n onmeetlike tydruimte in sy buik gehad. En ek het aan hom gesê, maak jouself oop, Adoil, en laat dit wat sigbaar uit jou gebore word. En hy het homself oopgemaak en die groot eon het uit hom gekom. En so is die lig uit hom gebore wat die hele skepping dra, wat ten doel gestel word om te skep. Let wel, hy, die lig, dra die hele skepping. Is dit nou nie dieselfde as wat Johannes gesê het in Johannes 1 vers 3, dat alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En ek was in die middel van die groot lig, en omdat lig uit lig gebore word, dit wil sê Yeshua, kom uit die Vader en is in sy beeld geskape, het daar 'n groot tydperk verskyn. Dit wil sê, daai groot tydperk is die ewige lewe. En dit het die hele skepping vertoon wat ek beplan het om te skep. En ek het gesien dat dit goed was. Nou wat het sê hulle in Genesis 1 vers 4? Jahwe het gesien, of Vader het gesê dat dit goed was. Ek het myself 'n troon geplaas en daarop gaan sit. Nou let wel, die Vader Elohim, hy skep 'n troon en hy gaan sit daar op daai troon. Maar aan die lig, dit wil sê Yeshua, natuurlik die ander Elohim, soos per Psalm 45 vers 8 en Hebreërs 1 vers 9, het gesê, gaan hoor op en vestig jouself bo die troon, dit wil sê bo die troon van die Vader, en wees 'n fondament vir die hoëre dinge, want bokant die lig is daar niks nie. Let wel, bokant die lig is daar niks nie. Yeshua word verhef, dit wil sê, daar is niemand anders as die lig, Yeshua nie. Maar die ander seun, Satan, hy was jaloers gewees op hierdie broer wat so verhef was. En nou wil hy hom hoër as die lig plaas. Hy wil hierdie eer en aanbidding hê wat nie aan die begin aan hom gegee was nie. Dit wil sê, dit is soos Kain se offer wat nie aanvaar was nie. Abel was verhef gewees, sy offer was aanvaar gewees. En wat het Kain gedoen? Hy het jaloers geraak oor sy broer en hy het hom toe doodgemaak. En so het Satan se disippels ook Yeshua gedood. Nou om weer terug te kom by Henog 11, let wel, die Elohim Vader het die Elohim lig verhef en hom let wel, bo sy eie troon geplaas. En dit is wat Satan jaloers gemaak het. En nou wil hy die lig wees en voordoen hom as 'n engel van die lig, die valse seun wat ook aanbid wil wees. Wat het in die tuin van Eden gebeur? Daar is die boom van die lewe, eet van hom. Wat het hulle gedoen? Satan het gekom in die vorm van 'n slang en hy het gekry dat hulle van die ander boom eet, van hom eet, en dit wil sê afwyk van die lig af. Hy wou daai aanbidding gehad het en dis wat hy reg gekry het, en hulle het Jahwe se woord verdraai en op die einde van die dag Satan gevolg. Dit wil sê, Satan of hierdie seun, hy wil hom nou gelykstel aan Yeshua, die lig, en nie aan die almagtige Vader nie, want niemand, maar niemand kan hom gelykstel met die almagtige Vader nie. Baie mense besef dit nie wat die skrif sê nie. Nou hier in Henog het ons gesien dat die lig Yeshua hoër geplaas was as die troon van die Vader. Dis is hy verhef, hy's hoër as die ander engele of gode, en dit verwys na die Allerhoogste, omdat hy hoër is. Die een wat nou hoër geplaas is, en as koning deur die almagtige Vader self gesalf was, omdat hy geregtigheid liefgehad het, en daarom sal elke knie voor hierdie koning buig. Maar moet nie my woord daarvoor vat nie. Kom ons gebruik die skrif om dit te bevestig. Filippense 2 vers 9 tot 11. Daarom het Elohim hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is. Wie is uitermate verhoog? Yeshua. Sodat in die naam van Yeshua elke knie sou buig van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is. Elke knie in die hemel, op die aarde of onder die aarde, dit wil sê hulle buig in aanbidding. En elke tong sou bely dat Yeshua die Here, dit wil sê nou met die titels Here is dit Jahwe of Meester, is tot heerlikheid van Elohim die Vader.
Let wel tot die heerlikheid van die Vader. En wie die Seun nie eer nie die Vader nie. Johannes 5:23. Dus as jy die Seun die eer gee, gee jy die Vader die eer. En as jy die Vader die eer gee, dan gee jy die Seun die eer. Dus as jy die Seun verag en sê hy is deur heeltyd speeltyd verwek, vereer jy beslis nie die Vader nie. En kyk nou gou weer hier. Wow, hier buig hulle voor hulle koning neer. Is daar 'n ander bron om Paulus se weergawe te bevestig, of waar het Paulus hierdie gedeelte vandaan gekry? Henog 62 vers 5. En een deel van hulle sal na die ander kyk, en hulle sal verskriklik wees, en hulle sal neergeslaane aangesigte hê, en pyn sal hulle aangryp wanneer hulle die seun van Adam, wie is dit nou weer? O, Yeshua. Wanneer hulle Yeshua sien, waar hy op die troon van sy glansryk sit. Dit wil sê, hy is verhewe, hy is verhoog, hy sit op die troon, hy regeer. Die konings en die magtiges en almal wat die aarde besit, sal hom, let wel wie, die seun, seën en verhoog en verhef. Let wel, die konings en die magtiges verhoog en verhef Yeshua. Wat oor alles regeer wat verborge was. Mense dink nie dat Yeshua is die seun van die almagtige Vader nie, want die Vader het hom verborge gehou. Nou almal dink hy is 'n mens, soos die seun van Dawid. Want van die begin af was die seun van Adam verborge. Let wel, die seun van die Elohim is verborge, want ons dink daar was net 'n vaderlike wese en die seun was nêrens betrokke gewees nie. En die hoogste El het hom bewaar voor die aangesig van sy krag en het hom aan die uitverkorenes openbaar. Yeshua, hy word geopenbaar deur 'n maagdelike geboorte, word hy gebore en aan die mense gegee. Die gemeente van die uitverkorenes en die aparte sal besaai wees en al die uitverkorenes sal daardie dag voor hom, wie? Die seun Yeshua staan. Al die konings en die magtiges en die verhewes en die wat op die aarde heers, sal op hulle aangesigte val. Let wel, hulle val voor hulle aangesigte voor hom neer. En hom sal hulle vereer, hulle hoop sal op hom gevestig wees, let wel op die seun van Adam. Yeshua. En versoekskrifte voorlê en smeek vir barmhartigheid uit sy hande. So hulle soek genade, Yeshua is mos genade. Let wel, hulle val voor Yeshua neer en hulle aanbid hom en hulle smeek vir vergifnis uit sy hande. Nou Yeshua is baie verseël en baie sal nie hierdie goddelikheid en heerlikheid besef nie en so sal baie hom nie wil aanbid nie en hulle sal twyfel. Net soos ons kan sien hier in Matteus 28 vers 17 waar party hom aanbid het, ander het getwyfel. Yeshua het hierdie heerlikheid gehad voordat hy in die wêreld gekom het. En kyk wat sê hy self. Nou moet julle asseblief moet julle nou mooi oplet. Johannes 17 vers 5. En nou Vader, verheerlik my by u self. Let wel, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, let wel voordat die wêreld was. Nou watter groot krag en heerlikheid het hy gehad? Kom ons kyk wat sê Matteus 24 vers 30. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. Die seun van die mens is in die hemel. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens sien kom, let wel, op die wolke van die hemel met groot krag en let wel heerlikheid. Sal nou kyk wat beteken heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met 'n harde trompetgeluid. Weer een stuur die seun die engele uit, want hy is meester of Jahwe van die engele, die leerskare. So hy stuur hulle uit met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke van die einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. So trompetgeluid. Hoekom vier ons die fees van die trompette? Want ons verwag wie se koms? Yeshua se koms, die koms van die koning en hier sien ons met trompetgeluid want Yeshua is op pad. Nou kom ons kyk gou wat beteken heerlikheid. Die Engels sê glory. Dit is G1391. From the base of a G1380, glory is very apparent in a wide application, literally or figuratively, objectively or subjectively. Dignity, glory, glorious. Let wel, honor, prys en wat nog? Worship. Interessant, né? Kan julle sien
Hy het hierdie heerlikheid gehad voordat die wêreld bestaan het. En dis hoekom dat hulle die eerstelingsfees gevier het in die hemel van die begin af. Nou wat sê Salomo self in Spreuke 8:23? Hy sê van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde. Voordat Abraham was, is ek, sê Yeshua ook. Interessant, né? Kan julle dit nie sien nie? Of lees ek die skrif verkeerd? Of kom ons gooi maar die Bybel weg en ons loop blindelings agter die valse profete aan. Yeshua is goddelikheid, aanbiddingswaardig en aan hom kom toe die lof, die eer, die heerlikheid, want hy is uit die lig en deel van hierdie lig van die almagtige Vader en is saam die Vader in 'n eenheid en hom met die almagtige Vader verhef en hy het hom hoër gestel as alles. Nou alles wat aan die Vader behoort, behoort aan die Seun. En as ons dit besef, verheerlik ons die Seun deur die Vader, of ons verheerlik die Vader deur die Seun. Verag die Seun, dan verag jy die Vader. Soos die liefde wat 'n pa vir sy seun het en hom alles gee, dit wil sê die mense moet ook sy seun erken, want hy is 'n afbeelding van hom. Yeshua is uit hom. Vereers gaan ek eers hierso weer stop. Ons gaan in deel 3 aan en ons gaan verder en in diepte kyk na Hebreërs 2 vers 14 en ons gaan kyk of Yeshua soos ons gebore was. Bly asseblief ingeskakel as u meer van u koning wil weet. Mag u 'n geseënde dag hê. Shalom.